Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag 24 Mei 2024 en ons is besig met ons gebedskursus dag 58. Ons is besig om te kyk na die stam van Dan en wat is die steen wat in die borsharnas van geregtigheid was? Hierdie borsharnas van die priester, watter steen was daar vir Dan gewees en wat het dit beteken? Ons het gesê dat Dan was die 5de oudste seun van Jakob, wat hy by Bila gehad het, die slavin van Rachel. En ons het ook gister gekyk en gesien dat die naam Dan beteken, God het in my guns uitspraak gelewer. Ons sien dat hier, as ons kyk na die stam van Dan, of die naam van Dan kry ons die beeld van 'n hofsaak met 'n regspraak. Met ander woorde, hier gebeur iets, hier is iets wat ons moet kennis van neem. En dan as ons gaan kyk na die vlag, soos ek vir julle gesê, die agtergrond is 'n blou safier agtergrond, en op die voorgrond is daar hierdie skaal wat die regstelsel verteenwoordig, met die slang wat dan opkrol teen daardie kant. Nou, Jakob kom en hy spreek die seën oor Dan uit, en hy sê in Genesis 49, Dan sal reg spreek oor sy mense as een van die stamme van Israel. So ons sien dit baie duidelik, daar word na Dan verwys as die rigters, of dan nou die regters, in ons taal die wat sal reg spreek oor die volk van Israel. Nou God het oorspronklik vir die stam van Dan 'n baie klein stukkie grond gegee, nie so klein nie, maar kleinerig. En hierdie grond, as jy nou op die kaart kyk, sal sien dat dit in die sentrale kusstreek van Kanaan was, so tussen Juda en Benjamin en Efraim, en dan nou die Filistyne. En hierdie gebied het ook dan die stad Joppe ingesluit, en vandag bestaan die stad nog, maar dit staan as Java bekend, en dit is aan die oostelike kus van die Middellandse See. So julle sal sien, daai donker groenerige gedeelte is die gedeelte wat God dan nou vir Dan gegee het om te gaan bly. Maar die stam van Dan het nie regtig, ek wil amper sê, inrouds gemaak met die Filistyne nie. Hulle het gesukkel om die gebied te verower wat God vir hulle gegee het, en hulle was ook nie tevrede met die grondgebied wat God vir hulle gegee het nie. Baie keer dan gee God vir ons iets, en dan kla en murmureer ons oor dit wat God vir ons gee. En net so was die stam van Dan glad nie tevrede met hierdie grondgebied nie. En hulle het in elk geval nie gehou van die Amorite en die Filistyne wat vir hulle moeilikheid gegee het nie. En toe besluit hulle, weet julle wat, ons gaan reg in eie hande neem. Ons gaan verspieders uitstuur en ons gaan vir ons 'n beter plek kry om te bly. Ons hou nie van die grondgebied wat God vir ons gegee het nie. Ons sal self besluit waar ons wil bly. En ons lees van hierdie gedeelte in Rigters 17, en julle kan saam met my volg in die Nuwe Lewende Vertaling. En ek lees van vers 1 af. Hy sê, 'n man met die naam Micha het in die heuwelgebied van Efraim gewoon, en hy het vir sy ma gesê, my ma het die persoon vervloek wat die 13 kilogram silwer van ma gesteel het. Maar dan gaan hy en hy sê, dit is ek wat dit gevat het. Met ander woorde, hierdie man Micha het 'n ma gehad, en hierdie ma het 13 kilogram silwer gehad, wat Micha as dan van haar gesteel het, en sy het toe 'n vloek uitgespreek oor wie ook al hierdie silwer van haar gesteel het. En so kom Micha dan nou en hy bieg en hy sê vir haar, mamma, dit was eintlik ek wat dit gevat het. En dan lees ons in vers 2, en sy ma sê toe vir hom, my seun, mag die Here jou seën, omdat jy dit erken het. En hy het die 13 kilogram silwer na sy ma toe teruggebring, en sy sê toe, ek wy hierdie silwer aan die Here. Terwille van my seun laat ek daarvan 'n beeld giet. So gee ek dit weer vir jou terug, my seun. En nadat hy die silwer vir sy ma teruggegee het, het sy sowat 2,5 kilogram daarvan gevat en vir 'n silversmid gegee om daarvan 'n beeld te maak om te aanbid. En dit is toe in Micha se huis gesit. In vers 5 sê, Micha het in die heiligdom by sy huis ingerig, en daarvoor het hy 'n efodsbeeld en afgodsbeeldjies gemaak, en een van sy seuns as priester aangestel. Ons sien hier dat Micha goddeloos is. Micha is die een wat silwer van sy ma steel. Micha is die een wat 'n tempel, 'n heiligdom in sy huis inrig. Micha is die een wat efodbeeldjies en afgodsbeeldjies maak en dit in sy huis sit, in hierdie tempel of hierdie heiligdom wat hy ingerig het.
En dan stel hy sommer een van sy seuns as priesters aan, om dan nou hierdie heiligdom vir hom te bestuur, sodat hy dan nou sy eie priester het en sy eie beeltjies wat hy kan aanbid. En sien ook dat sy ma, toe sy nou hierdie silwer terugkry, toe sê sy, ek wy nou hierdie silwer aan die Here, en sy verwys hier na die God wat ek en jy dien, maar net daarna sê sy, en ter wille van my seun, laat ek daarvan 'n beeld giet. En nadat hy die silwer vir sy ma teruggegee het, het sy so wat 2,5 kilogram daarvan gevat en vir 'n silversmid gegee en daarvan 'n beeld te maak om te aanbid. So ons sien hier dat alhoewel hierdie mense weet dat hulle veronderstel is om God te aanbid, hulle is deel van die stam van Dan, hulle is hulle is hier in hierdie Israelitiese gebied. God het vir hulle die grondgebied gegee, maar hulle kom en hulle stel hulle eie priesters aan en hulle maak 'n eie beeld wat hulle moet aanbid in plaas daarvan om God te aanbid. En as ons nou verder lees, dan sien ons in Israel het nog nie 'n koning gehad nie. En die stam Dan was op soek na grond om op te woon. En hulle het in daardie stadium nog steeds nie hulle eie grond gehad nie. Want onthou, hulle kon nie die Filistyne verslaan nie. Hulle het eerder met die Filistyne en die Amoriete saamgeleef as om hulle dan nou met hulle oorlog te maak. En vers 2 sê, en die mense van Dan het 5 sterk mans uit hulle stam gekies, en hulle het die mans van Sora en Estaol af uitgestuur, om vir hulle na grond te gaan soek. En hulle opdrag was, gaan verken die land. En hulle het toe in die heuwels van Efraim by Micha se huis uitgekom, en daar het hulle die nag oorgebly. So sien in Rigters 18 vers 1 en 2, dat die stam van Dan is nou op soek na ander grond. Hulle stuur nou verspieders uit om te gaan kyk, om te sien of hulle 'n beter grondgebied kan kry, want hulle is nie tevrede met die grondgebied wat God vir hulle gegee het nie. En so land hierdie 5 verspieders dan nou by die huis van Micha, en ons weet dat ons net in die vorige hoofstuk gelees het, dat Micha het sy eie heiligdom of sy eie tempel gemaak, hy het sy eie afgodsbeeldjies gemaak en hy het sy eie priester aangestel, om dan nou hierdie heiligdom of hierdie tempel te bestuur. En vers 3 sê, en hulle het in Micha se huis die stem van die Leviet herken, en hulle het hom eenkant toe geroep en vir hom gevra, hoe het jy hier uitgekom? Wat maak jy hier? Wat hou jou hier? En hy vertel hulle toe dat hy ooreenkoms het met Micha. Hy het my gehuur. Ek is sy priester. En hulle sê toe vir hom, vind uit by God of ons reis voorspoedig gaan wees. So hier sien ons dat Micha, hulle is in hierdie huis van Micha, hierdie 5 verspieders, en hulle hoor hierdie stem van die Leviet. En hulle roep hierdie Leviet en hulle sê vir hom, wat gaan hier aan? Wat soek jy in hierdie huis? En hy sê, nee, Micha het my gehuur, ek is nou sy priester. En hulle sê vir hom, wel, sien dat jy nou die priester is, vind asseblief by God uit of ons reis voorspoedig gaan wees. Nou as jy 'n bietjie verder lees in vers 6 en 7, dan staan nie, die priester het toe vir hulle gesê, wees gerus, die Here gaan saam met julle op julle reis. En ons weet dat dit nie regtig waar was nie, maar dit is wat hierdie priester gesê het. In vers 7 sê, en die 5 mans het vertrek, en hulle het in Laïs aangekom, en hulle het gesien dat die inwoners, net soos die mense in Sidon, rustig daar bly. En hulle was rustig en vreedsaam, en hulle land was vrugbaar, en hulle het niks kort gekom nie. En hulle was ver van Sidon af, en het geen bondsgenote naby hulle gehad nie. So hierdie verspieders ontdek hierdie dorpie, en hulle sien hierdie mense by Laïs, hulle sien dat hulle rustig en vreedsaam leef, hulle sien dat hulle land vrugbaar is, en hulle niks kort kom nie, en hulle sien verder dat hulle tamelik ver van Sidon af is, so hulle het nie bondgenote om hulle te help om oorlog te voer nie. So hier sien hierdie verspieders 'n geleentheid om hierdie vredelewende landjie te verwoes. En ons lees in vers 8 tot 10 dat hulle is toe terug na Sora en Estaol, en hulle stamgenote het vir hulle gevra, het hulle iets gesien? En toe antwoord hulle, kom ons trek soontoe. Ons het die land gaan bekyk, dis baie mooi daar. Julle moenie nog sit en wag om die land te gaan inneem nie. Julle sal afkom op mense wat houtgerus daar bly, en God gee vir ons 'n oop en vrugbare stuk grond. Dit is 'n plek waar daar geen gebrek aan enigiets is nie. So hier kom hulle en hulle neem die wet in eie hande. Hulle besluit self dat hulle hierdie stuk grond gaan inneem vir hulle, en dat hulle hierdie vredelewende volkie gaan uitwis
sodat hulle hierdie grond kan inneem. En ons sien dan dat Dan gaan toe en hulle vat 600 geoefende soldate en hulle vertrek toe nou om na hierdie spesifieke plek toe te gaan om hierdie grond in te neem. Vers 11 sê en van die Danite het 600 geoefende soldate toe uit Sora en Estaol vertrek en hulle het opgetrek en kamp opgeslaan wes van Kirjat Jearim in Juda. En dit word vandag nog Megan Dan genoem. Jy sal sien oral waar Dan kom, verander hulle die name om die woord Dan in die name te sit. En vers 13 sê en van daar af het hulle die heuwels van Efraim getrek en toe weer by Micha se huis aangekom. En ons sien in vers 14 dat die 5 mans van Laias, wat Laias gaan verken het, hierdie verspieders, het vir hulle makkers gesê, weet julle, dat hier 'n huistempel is met 'n skouerkleed, afgodsbeeldjies en 'n godsbeeld, en julle weet wat julle moet doen. Nou ons sal dink dat 'n stam soos Dan wat die regters was, 'n stam soos Dan wat veronderstel was om te weet wat is reg en verkeerd, hulle sal nie na hierdie tempel toe gaan en hierdie priester aanhang nie. Hulle sal eerder hierdie tempel verwoes. En as die Bybel sê julle weet wat om te doen in vers 14, dan het ek eers gedink hulle gaan nou hierdie tempel verwoes. Hulle gaan nou hierdie afgodsbeeldjies breek, want vir hulle gaan dit oor reg en geregtigheid. En ons sien in vers 15, hulle het afgedraai en na Micha se huis toe gegaan, waar die Lewiet gebly het, en hulle het hom vriendelik gegroet. En die 600 gewapende soldate het buite by die deur gaan staan. En jy kan dink hoe verskriklik was dit. Hier kom hulle by hierdie huis aan en die verspieders gaan in, maar 600 gewapende mans staan nou by hierdie huis se deur. En vers 17 sê die 5 mans wat die land gaan verken het in die huis ingegaan en die godsbeeld en die afgodsbeeldjies en die skouerkleed gevat en die priester het by die deur gestaan. En toe hy sien wat die 5 mans doen, het die priester vir hulle gevra, wat maak julle? Hoekom vat julle my goed? Want onthou, die priester staan nou by die deur, hy sien hierdie 600 soldate en binne kom hierdie verspieders en hulle vat alles wat daar aangaan. En vers 19 sê, en hulle sê vir hom, bly stil, hou jou mond, kom saam met ons, dat jy ons raadgewer en priester kan wees. Wat is vir jou beter, om een man se priester te wees, om 'n priester te wees vir al die mense van 'n stam in Israel? En die priester was heeltemal inskikkelik om saam met hulle te gaan, en hy het die skouerkleed en die afgodsbeeldjies en die afgodsbeeld saamgevat. Ons sien hier dat die Lewiet is nie baie lojaal nie, hy is nie baie gepla oor Micha nie, en toe hierdie stam van Dan met hierdie 600 intimiderende soldate hier aankom, toe sê hy nie, dis reg, ek sal saam met julle gaan, ek sal nou 'n priester word vir die stam van Dan. Maar hy bring al sy afgodsbeeldjies en sy skouerkleed en sy godsbeeld saam wat hulle gemaak het. En as ons verder lees, dan sien ons in vers 21, en hulle het toe weer ingedraai in die pad, hulle het nou weer aangegaan na hulle reis, en hulle het hulle kinders en hulle vee en besittings op die voorpunt gesit. En toe hulle al 'n end weg is van Micha se huis af, het Micha sy bure bymekaar gemaak en die Danite agterna gesit. Julle kan nou dink Micha was kwaad, want hier kom hierdie 600 oorlogsoldate van Dan, en hulle kom vat sy priester, en hulle vat sy beeldjies en alles. En vers 23 sê, en toe hulle naby kom, het hulle na die Danite geroep, en die mense van Dan het omgedraai en vir Micha gevra, wat is dit nou met jou, dat jy jou mense teen ons bymekaar gemaak het? So verontskuldig hulle self, sê, Micha, wat gaan aan met jou? Hoekom het jy nou jou bure bymekaar gemaak om teen ons op te trek? Wat is dit met jou? Jy sien dan nou, ons het 600 soldate en almal. En vers 24 sê, en Micha sê vir hulle, hoe kan julle nog vra, wat is dit met my? Julle het my afgode wat ek vir my gemaak het, en my priester saam met julle gevat, ek het niks oor nie. En die mense van Dan het hom geantwoord, moenie hier op ons kom staan en skree nie. Hier is mans met kortie mere. Nou vat hulle, en net nou val hulle jou en jou mense aan en maak julle dood. En die mense van Dan het toe verder getrek, en Micha het gesien dat hulle vir hom te veel is om aan te val, en hy het toe maar omgedraai en huis toe gegaan. En dan sien ons, en so het die mense van Dan die beelde gevat wat Micha gemaak het, en ook sy priester, en hulle het by Laias uitgekom, by mense wat rustig en houtgerus daar woon, en die Danite het hulle egter almal doodgemaak en die stad met vuur afgebrand, en daar was niemand om hulle te red nie, en hulle was ver van Sidon af, en niemand het met hulle 'n aanvalsverdrag gehad om hulle te kom help nie, en dit was op die vlakte by Bet Regob.
En die mense van Dan het die stad weer herbou en daarin gaan woon. En as ons verder lees, dan sê hulle in vers 29, en hulle het die stad herdoop na Dan. Onthou ek het vir hulle gesê, Dan het al die stede sy naam Dan ingesit. Hulle stamvader, een van die seuns van Israel, en die plek se naam was vroeër Laias. En die mense van Dan het die afgodsbeeld vir haar daar opgerig. En Jonathan, die seun van Gersom, 'n afstammeling van Moses, en sy nageslag was die priesters van die stam van Dan. En dit het so gebly totdat Dan in ballingskap weggevoer is. Solank as wat God se heiligdom in Silo was, het Dan hulle eie afgodsbeeld aanbid wat Micha gemaak het. Julle sien hier dat hierdie stam van Dan was veronderstel om God te aanbid, maar hulle aanbid 'n afgodsbeeld. Hulle kry hulle priesters wat van Moses af afstammelinge is en hulle doen wat hulle wil doen. As ons gaan lees in Rigters 17 vers 6 in die Classic Amplified, dan sê hy, in those days there was no king in Israel and every man did what was right in his own eyes. Ek wil afsluit, want ons gesels nou al 'n bietjie lank en ek wil hê julle moet onthou dat ons is besig met die stam van Dan. Ons kyk na waarom was die safier die steen wat in die borsharnas van die priester was vir die stam van Dan. Maar wat ons hier sien is, ons sien om vinnig op te som dat die stam van Dan was nie tevrede met die deel wat God vir hulle gegee het nie. Hulle het nie gehou van die grond wat God vir hulle gegee het nie. Hulle gaan en hulle intimideer mense en hulle neem die reg in eie hande. Hulle intimideer Micha en hulle vat sy priester en hulle vat sy afgodsbeelde en hulle misbruik hulle autoriteit en hulle doen wat hulle wil doen. Hulle vernietig 'n vredelewende volk wat hulle geen kwaad aangedoen het nie, sodat hulle grondgebied kan vat, omdat hulle nie lus is om te beklei teen die Filistyne en die Amoriete nie. En hulle aanbid 'n afgodsbeeld wat hulle onregmatig bekom het en waarmee hulle gemaklik is. Hulle wil God dien soos wat hulle God wil dien. Hulle wil 'n afgodsbeeld maak, hulle wil hulle eie priesters kies en hulle wil doen wat hulle wil doen. Hulle stel hulle eie priesters aan wat doen wat hulle wil hê hulle moet doen. En as ons kyk na hierdie stam, dan sien ons baie van onsself in hulle. Baie keer kies ons ook die predikers wat preek wat ons wil hoor. En ons wil kerk toe gaan soos wat ons wil kerk toe gaan. En ons wil die feesdae huldig wat ons wil huldig. En ons doen nie altyd wat God wil hê ons moet doen nie. Net so is dan ook nie tevrede met wat God vir hulle gegee het nie, en hy soek en bywerk sy eie heil uit. En baie keer doen ons dit ook. God gee vir ons iets en ons is nie tevrede nie en ons besluit, ag nee wat, ek sal maar self besluit wat ek wil doen. Nou ons sal binnekort aangaan met die volgende gedeelte van Dan en net hierdie toepassing kry en sien hoe link dit dan met die safiersteen? Wat het al hierdie goed te doen met die safiersteen wat binne in die priester se borsharnas was vir hierdie stam van Dan? Nou ja, kom ons bid saam. Hemelse Here, ons kyk vandag na die stam van Dan en ons besef dat hulle was ongelukkig. Hulle was onvergenoegd. Hulle was nie tevrede met wat U vir hulle gegee het nie. En daarom wil ons vandag uitreik en sê, Here, maak ons tevrede, dat ons dankbaar sal wees vir dit wat U vir ons gee, dat ons dit sal waardeer en sal doen wat U vir ons sê, en dat ons nie op die pad ons eie afgode sal optel en aanbid nie, maar dat daar alleenlik een God in ons lewe sal wees en dat dit U sal wees, en dat ons U sal aanbid soos wat U wil hê ons moet U aanbid. Ons bid dit alles in die naam van Jesus en ons loof U daarvoor. Amen.